Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ons teks sonder nou nie eintlik enige groepering uit nie, nê? Of u nou na my luister in 'n fasiliteit ergens, miskien 'n aftreeoord, of iewers in 'n lorry op die lang pad, of in die motor op pad werk toe, of net sonder 'n kombers langs die draadloos, kan dit op u van toepassing wees. Dit sê immers, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. In elke menslike groep is daar mense op weë wat hulle dink reg lyk, min wetende dat dit 'n dodelike einde het. Ek onthou so wat 20 jaar gelede, net voor slaggate en slimfone hoogmode was, het ek en 'n kollega kortpad gery. Ons was in Carolina se wêreld besig om te werk en probeer toe 'n tolhek op die N4 terug na die hoofstad misry. Iewers op ons kortpad dink ek toe nogals by myself, die son sak aan die verkeerde kant van die pad. Bleks ek het gestop en pad gevra, maar ek is 'n man en ek doen nie sulke vernederende dinge nie. Lang storie kort was ons in presies die teenoorgestelde rigting op pad. En op die ou ende was ons kortpad nie so kort nie, 'n dierfout wat ons so maklik begaan het. Ook op ons geestelike lewenspad kan 'n mens dink sy of haar pad is reg. Hoekom? Want my padtekens is dalk ander mense. Dalk sê u gemeet aan my pa se lewe wat vir my en my ma so geslaan en verrenoveer het, of my oomsin wat dalk geld verduister het by die werk, is my pad baie mooi, dankie. Hoe verder ons op ons lewenspad ry, hoe gevaarliker raak die pad. Die Bybel sê dat die verkeerde pad sonder God, daarom in sonde, eindig in die dood. En almal van ons is op daai pad gebore. Romeine 3 vers 23 sê ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou weet ons almal dat ons almal eendag gaan sterf. Maar die woord praat ook van 'n ander dood. Want die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6 vers 23. Die ewige dood, met ander woorde straf. Iewers moet ons 'n besliste afrit neem, voor die pad in smarte eindig. Of soos die GPS dit sal stel, make a U-turn en reroute. Ons lees daar in 1 Konings 18 vers 21, en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. O, liewe vriend, moenie dat stilte ons antwoord wees nie. Kies vandag om God te begin volg op sy pad wat na die lewe lei. Hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Amen.